Goeiemorgen, good morning. Goeiemorgen, good morning. Today is the 2nd of December, and in interesting fact of the daytime, today in 1804, Napoleon Bonaparte was crowned Emperor of the French in a ceremony at the Notre Dame in Paris. Was dit 'n lang seremonie vir 'n kort man? Ek dink so. Want hy het alles probeer dat sy statuur so 'n bietjie meer gelig word, so I think it was probably quite a long ceremony. Ros, baie hartlike goeiemôre en welkom terug hier saam met ons in ons midde. Jy lyk pragtig. Baie dankie. She's a Barbie girl. Ek voel soos een. Ja, baie dankie Pieter. Baie dankie. Julle geweet daar's nog net 23 dae oor, dan is dit Kersfees. Hey, Pieter. Ja, het julle al shopping gedoen? So Kersfees daar vir die kinders, aanlyn goedjies wat Kersvader vir hulle gaan aflewer. Ja, Kersvader. Nee, maar fantasties. 23 dae oor tot en met Kersfees. Wat gebeur alles vanmôre? Ja, ek wil net sê van nou af gaan jy ons elke dag op hoogte moet hou van die veel daar nog oor is tot Kersfees. Okay. Goed, so terwyl julle dan nou dink aan alles wat nog gedoen moet word, gaan ek vir julle vertel waarna julle alles in vandag se program kan uitsien. Ons gesels met die bekkige Wieko die Prater wat almal met sy koddige sê goed beïndruk. Arnold gesels met die legendariese fotojoernalis Wessel Oosthuizen. Jandri van Sail van die Kyk Kantien deel haar wenresep. Ons gesels met Anel Alexander en Billy Cowley oor 'n Guinness wêreldrekord wat hierdie komende naweek aangedurf gaan word. Ons gaan teater toe saam met die akteur Wilhelm van der Walt. Ons kuier saam met die TikTok persoonlikheid Denytjie en die sanger Rona van die kerk kom sorg vir musiek. Maar eers is dit tyd vir ons oggendpraatjies. Voor ons by daai oggendpraatjies afskop, wil ek sê ek is seker een van Denytjie se grootste aanhangers. Sy is vir my so snaaks. So hierdie gaan 'n heerlike oggend wees vir my ook. So gepraat van Kersfees, doen jy moeite met geskenke toedraai? Ja, wanneer ek toedraai, dan doen ek nogal. Ek hou daarvan en dit moet perfek wees. Ja, dit is soos my man Chris, hy's baie so. Ek draai hom net so en dit is mos wat binne is wat tel. Jy weet, ek weet hy maak mooi en nou ek probeer dit so mooi as moontlik maak, maar ek weet mense gaan dit mos nou afskeer. Pieter, jy jok nou? Jy draai nie geskenke toe nie. Natuurlik draai ek 'n geskenk of twee toe. Ek dink is lotie. Ja, jy's heeltemal reg, maar ek draai maar so een of twee. En jy, Ros? Vir haar. Chris is baie van 'n perfeksionis, so hy doen maar nou die bulk van die goedjies, maar sy goedjies moet maar natuurlik ook toegedraai word, so ek doen dit en ek probeer my bes om dit lekker ordentlik en netjies te doen. So I haven't had any complaints. Wag op wat jy gaan deel nie. Well, I've got something very, very tasty to share with you. There is a sizzling new trend for gift wrapping. Wait for it. Bacon-scented gift wrapping paper is now available online for approximately 343 Rand. This quirky wrapping innovation has already gathered attention with reviews praising its irresistible breakfast-inspired twist. Each roll measures a generous 76 centimeters wide and 2.44 meters long, and when scratched, the paper releases the unmistakable aroma of freshly cooked bacon. Reports indicate that the gift recipients often light up immediately, realizing their presents just don't look exciting. They smell like everyone's favorite crispy indulgence. Experts are calling it one of the most amusing and deliciously unexpected gifting trends of the season, swapping out traditional holiday scents for something a little more mouth-watering. Nee. Thoughts? Nie vir my nie, dankie, hou verby. Ja, jy eet nie spek nie, nee. Ek eet nie spek nie en ek eet ook nie skaap nie, so nee. Ja, en ook nie papier nie. Nee, ook nie papier nie. Dit sal lyk of ek seels lek en plak, soos wat ek sal krap vir die reuk en proef nie. Nee. Ek weet nie. I don't know if I want my gifts smelling like bacon. Like, I'm a big bacon fan. I won't even lie about that. Maar ek weet nie of ek wil hê, sê nou jy kry parfum of iets as geskenk, of jy kry klere, of wat ook al, and then all of that kind of smells, I mean, obviously the smell isn't as overwhelming or overpowering to that extent, but it's gonna clash, and I want to smell the bacon when it's cooking in the oven on Christmas Day. Like, I don't want to have bacon in my wrapping paper. Ek sal weet by die bacon uitgekom, want ek meen met Kersfees hoef jy nie net bacon te assosieer dan nie, jy kry allerlei ou so dingetjie hier dalk en like 'n cranberry sauce. Ja. Ietsie wat ons nou 'n bietjie meer Kersfeesy. En wat dan nou van jou hande? Nadat jy al die geskenke toegedraai het. No, it's a no from me.
It's a no from me. Wat? Ek dink nou, wat kry ek vir Kersfees? Krap hom, soos 'n varkie, soos daai klein varkie wat ons nou die dag vasgehou. Ja. Roos, maar jy het nou genoem van Napoleon, né? Ja. Nou laat ek vir jou gou ietsie vertel van 'n storie wat jy nie gaan glo nie. Dit is definitief enetjie wat die hare gaan laat regop staan, want Adolf Hitler is 'n man wat verkiesing in Namibië gewen het. Jep, Adolf Hitler, jy het reg gehoor, maar dis nie daardie Adolf Hitler nie, dis Adolf Hitler Unona. 'n lid van SWAPO, dis natuurlik die regerende party, wat sy setel in Opunja, in die noorde daarvan Windhoek of Namibië althans gewen het. Vir die 5de keer agtereenvolgens, kan jy dit glo. In sy daaglikse lewe stel hy homself net voor as Adolf Unona, want hy sê hy is bang vir Adolf Hitler. Hy het nie geweet toe sy pa hom nou gedoop het en die naam gegee het, wat was die verbintenis met Adolf nie, maar dis sy amptelike naam en is te laat om dit te verander, want hy sê die naam verskyn nou op al die dokumentasie en die dinge, en sy pa het vir hom hierdie naam gegee, hy het geen idee gehad dit nie, maar hy beklemtoon, hy het geen connection of nazi-ideologie of niks nie, maar hy is nou Adolf Hitler Unona. Okay. That's really unfortunate to have a name like that. En ook die feit dat hy nou al daai name het. Yep. Want sê nou jy loop hom ergens vas of jy sien sy naam iewers op 'n dokument, it's a bit jarring. It's a bit like, oh wow, Adolf Hitler. Ja. Because of all the kind of baggage that comes with that name. Probeer hierdie ou snaaks wees. Ja, maar sekerlik het sy ouers geweet. Dit is 'n historiese figuur, almal. And where did you get the name from if you didn't know what the connotation was of it? Presies geweet. So, die vraag hier is, as jy nou 'n ander naam kon hê, ek wil dit so 'n bietjie in 'n rigting stuur. Ja. Is daar iets wat jy sou kies, of is jy tevrede met julle name? Ou kietertjie is maar alright. Jy lyk vir ons soos 'n Johan. 'n Johan. Dankie Susan. Johan, Susan en Elma. Welkom by Goeiemôre Good Morning, aangebied deur Elma, Susan en Johan. Kom ons by Johan uit. Plek sê jy lyk vir my soos 'n Brad. Jy lyk vir my Jennifer. Okay, as jy Brad is, dan wil ek Jennifer wees. Dan gaan ek maar nou Reese wees, want you know what, like we can't really escape it. We can't escape it. Jenny en Reese en Brad. Nee, ek is mal daaroor. Sal ons maar nou vir die Kersseisoen dit as ons name hê. Ja. Hulle klink 'n bietjie beter as Johan, Susan en Elma. Ons mal oor daardie name. Ons is mal oor Johan, Susan en Elma. Beautiful. Ja, baie. Wel, dit was 'n interessante oggenddrankjies. Dat 'n naam nou so skielik kan. Brad? Yeah, man. So Johan, Susan en Elma gaan oor 'n rukkie terug wees. Bly ingeskakel. Ons het nog 'n wonderlike program wat voorlê. Wieko die prater gaan met ons kom gesels. Ons praat ook met Anel Alexander oor 'n nuwe wêreldrekord wat hierdie naweek aangedurf gaan word. So bly net waar jy is. Ook gaan volg ons op ons sosiale media platforms. Daar kan jy al hierdie ander kaskanades agter die skerms ook sien. So gaan volg ons daar by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug. Bly net waar jy is.